Ek wil net graag sommer aan die begin van die diens sê, ons onthou ook in sulke tye dat daar mense is vir wie Kerstyd 'n herinnering is aan nie goeie nuus nie. As mense vir wie vandag se Kersfeesvieringe anders is as laas jaar. En ons harte en ons gebede gaan uit na jou toe. As jy so iemand ken, dan hoef jy nou nie verder na die preek te luister nie, jy kan nou 'n boodskap tik. Moet net nie voice note nie. Dit gaan weird wees. Maar jy kan dit tik, want dan doen jy in elk geval vandag se boodskap. Want die nuus wat ons vier, die goeie nuus, is oor 'n God wat omgee. En ons gee vandag om. Ons gee om en ons dink aan mense vir wie vandag en hierdie seisoentyd moeilik is. Ons bid vir hulle. En mag die Here, as jy vandag hier is, mag die Here jou ook help, terwyl ons die goeie nuus oor Jesus vier, dat hierdie goeie nuus vir jou so groot sal wees, dat dit jou ook sal help, selfs met tye van slegte nuus. OK, dit het vir my gelyk of daar 'n paar van julle is wat goeie nuus gekry het die jaar, maar maak nie saakie. Ek wil jou gou uitnooi om jouself te verbeel. Ons gaan gou 'n verbeelding oefening doen. Is dit OK? Sê maar ja, dan gaan ek aangaan. OK, ek is bly almal sê ja. Ek wil jou vra om jouself te verbeel en dan in hierdie verbeelding oefening gaan ons net weer onthou wat goeie nuus is. So verbeel jou jy toer in Ierland. Hoekom Ierland? Wel, dit is die enigste plek wat my vrou het op 'n stadium daar gewerk. So toe het ons 'n bietjie getoer. Die ander plekke toer ons op die TV. Maar nou toer jy in Ierland en een van die dinge wat jy in Ierland doen, jy gaan na die dorpies toe, jy gaan na kastele toe en jy gaan na pubs toe. Ja, dis wat jy in Ierland doen. Luister net gou, ek het dit nie geweet nie, ek het dit so 3 weke terug ontdek. Weet jy dat pub kom van public house af? Janine, jy kan maar vir AI gaan vra. So dit was die bymekaar kom plek van die dorp. So dis hoekom jy pub toe gaan, want jy wil mos nou jy toer, jy wil die kultuur beleef. Nou gaan sit jy daar in die pub, is 'n klein dorpie, almal ken almal, behalwe nou jy. Almal ken almal en jy sit en jy hou die mense dop en is interessant want hulle gesels en skielik kom 'n man ingestorm en hy skree, it worked, she's coming home. En almal breek in 'n spontane gejuig uit. En jy juig ook sommer, jy wil nou nie die odd one out wees nie. Jy's nou sommer hier ingeneem in hierdie goeie nuus. Jy het nie 'n klou waaroor die goeie nuus gaan nie, maar jy's nou sommer ingeneem. En toe raak jy baie letterlik deel van die goeie nuus, want die eienaar sê toe alles is op die huis. Maar nou voel jy 'n bietjie sleg, want jy vier nou die goeie nuus, maar jy weet nie waaroor dit gaan nie. Nou tik jy so aan die ou hier langs jou, maar hulle is in gesprek. Al hierdie mense praat nou, dit lyk vir jou hulle beraam nou planne. En jy luister so hier en jy probeer agterkom wat. En nou vra jy die ou, nee, maar nou hy's bietjie ongeduldig, want jy's nou die toerist. En hy sê vir jou, nee man, die ou wat ingekom het is 'n pa, sy dogter was baie siek, maar sy kom nou huis toe. En net daar, okay, nou weet jy dan, nou kan jy 'n bietjie saam vier. En nou sien jy, hulle maak planne. Die gaan ons 'n partytjie, nee, onthou, sy's besig om te herstel. Miskien moet ons net vir inwag by die dorp, by die ingang, met plakate. Ja. Wie kan plakate maak? Okay, ons kan. Okay, wat van band? Ja. En so reël hulle nou. En jy kom agter, maar hierdie nuus is groter as wat jy dink. En jy vra iemand en hulle vertel vir jou die storie agter die nuus. Hierdie dogter was baie siek. En hulle het almal gedink dat sy aan hierdie siekte gaan sterf. Daar was 'n middel in Amerika, dit was nog in 'n toetsperiode. Maar dit was verskriklik duur. Die hele dorp het bymekaar gekom, geld ingesamel, sodat hulle hierdie middel kon bestel. Hierdie meisie is hospitaal toe in 'n stad, sodat sy onder spesialis toesig die medikasie kon ontvang. And it worked. She's coming home. Wat is goeie nuus? Goeie nuus is iets wat gebeur wat die toekoms verander. As die toekoms natuurlik positief, anders is dit slegte nuus. Die toekoms verander positief. As die toekoms wat positief verander baie mense insluit, groot impak het, is die goeie nuus nog groter.
So wat het die herders daai aand gehoor? Wat is die nuus wat die herders daai aand gehoor het? Natuurlik in die eerste plek, wat het gebeur? Ja, dit is nie 'n moeilike vraag nie. Dis hoekom ons hier is. Wat het gebeur? Jesus is gebore. Nee, dis wat die engel sê, vandag is daar vir julle in die stad. Hier's die gebeurtenis, wat die goeie nuus is. Die gebeurtenis is Jesus se geboorte. Maar wat is die storie agter daai nuus? Wat het gemaak dat hierdie herders onmiddellik plan maak met die skape? Onmiddellik. Dis die middel van die nag. Onmiddellik maak hulle 'n plan met die skape. Ek hoop hulle het, anders was hulle job kwyt. En onmiddellik haastig gaan hulle Bethlehem toe. Hierdie nuus het hulle gehoor op 'n manier wat dadelik vir hulle alles verander het. Alles. Wat het hulle gehoor? En ek wil vandag 2 stories met jou deel. Die eerste ene is 'n waarskuwing. Ek gaan voel soos 'n geskiedenisles. Dit is hy. Daai herders het daai storie elke dag gelewe. Die hele wêreld het daai storie geken. Die tweede storie het net die Jode geken. En party mense wat geïnteresseerd was in hoekom lewe die Jode so anders. Ek wil die 2 stories met jou deel, want dis stories wat gemaak het dat die herders hierdie nuus op 'n manier hoor. OK? So wat het die engel gesê? Vandag gebore in die stad van Dawid die verlosser wat Christus die Here is. Toe die ander engele bykom, wat sê almal? Eer aan God in die hoogste, vrede op aarde. Kyk die hele tyd sommer na daai woorde. Dan gaan ek nou gou vir jou die eerste storie lees. Die goeie nuus van Augustus. Hierdie is nie 'n opgemaakte storie nie. Hierdie is geskiedenis. Nie Augustus die maand nie, Augustus die keiser. OK. Jy kan nou maar gaan kyk by die huis. As Lukas die verhaal van die herders vertel, begin hy hoofstuk 2 by keiser Augustus. Hoekom? Hoekom wil Lukas sê, jy moet keiser Augustus in jou kop hê, as jy hierdie nuus hoor? Vriende, jy het dit nie geweet nie, maar nou weet jy dit. Die keiser Augustus se lewe is beskryf as gospel. Gospel. So, dis 'n lang storie. Dis 'n baie lang storie, maar ek het vir AI gevra om dit op te som. Want ek weet ons het net so 2 ure. Die bout en die gammon en die goeters en alles. Nee, ek terg hoor, ons gaan nie so lank wees nie. So ek gaan nou gou vir jou lees. Ek wil nou net gou vir jou weer sê, hierdie is nie opgemaak nie. Hierdie is die wêreld waarin hierdie herders gelewe het. OK? Almal het hierdie storie geken. Almal. Die hele wêreld. OK? Almal reg? Goed. Die gospel van Augustus. The term evangelion, dis die woordjie evangelie. The term evangelion was a secular word in the Greco-Roman world, the Roman Empire, typically used to announce significant public events such as military victory, the ascension of a new ruler, or the emperor's birthday. Lui dit klokkies. The birth and reign of Caesar Augustus were explicitly announced as gospel. This usage is well documented, particularly in the Prian calendar inscription. Kan ek gou vir julle aandag vra? In die 1900s is daar 'n kalender ontdek wat
9 jaar voor Christus se geboorte geskryf is. Hierdie gospel is daar geskryf. Augustus was referred to with titles like Son of God, Savior, Bringer of Peace. The gospel hailed the emperor's birthday as the beginning of a new era of peace and salvation. Pax Romana, the peace of Rome. Jy moes nou daar gekyk het. Hoor jy dit? Wat sê die engel vir die herders? Daar's 'n ander verlosser gebore. Christus die Here. Caesar is nie Here nie. Christus is Here. Ons as familie het nou baie gekuier hierdie jaar oor die woordjie Christus. Ek weet julle weet dit, dis nie Jesus se van nie. Hy is nie die seun, hy is nie gebore as die seun van Josef en Maria Christus nie. Christus is sy koninklike titel. God het vir Dawid beloof, een van jou seuns gaan vir altyd koning wees. Dawid skryf Psalm 2 oor die konings van hierdie wêreld, wat die heerskappy van Jahwe en sy gesalfde, dis die woordjie Christus, wil afgooi. En dan praat God met daai konings, hy sê, ek het my koning gesalf oor my heilige berg. Wat sê die engel? Daar's 'n ander koning. Christus is die Here, nie Caesar nie. Daar's 'n ander verlosser. Hou gou daai versies daarso. Daar's 'n ander verlosser wat 'n ander tipe vrede bring. 'n Vrede vir die hele aarde. Klink dit soos groot goeie nuus? Nee mense, Klink dit soos groot goeie nuus? Ja, verseker. Jy kan onmiddellik verstaan dat hulle die skapies los en gaan. Nee. Ja, as dit waar is ons in op iets wat die grootste nuus is in die wêreld. So dis die een storie, die gospel van keiser Augustus. En die engel sê, daar's 'n ander gospel. Die tweede storie. Almal oké? Julle moet nou maar ja sê, anders moet ek nou die eerste storie herhaal. Tweede storie. Hierdie storie is ook oor die gospel, maar net Jode het eintlik die storie geken. Party nie Jode wat baie geïnteresseerd was in hoekom lewe die Jode so anders, het ook hierdie storie geleer. Ek weet nie of jy dit weet nie. Maar die gospel gaan terug tot by Abraham. As Paulus in Galasiërs 3 skryf, dan sê hy, die skrif het die evangelie aan Abraham al verkondig met die woorde, in jou nageslag sal die nasies van die wêreld geseën word. Nog steeds groot goeie nuus, né? Maar wat is hierdie storie? Nou vriende, hier wil ek jou uitnooi. Jy ken miskien nie die storie nie. Maar hierdie storie is verskriklik belangrik, want die herders het met hierdie storie, met hierdie hoop gelewe. God wat alles geskep het en alles goed geskep het. Elke keer as hy iets maak, sien hy, en as God sien hy soos dit is. Sien hy, dis goed. Dis goed. As hy alles klaar geskep het, dit is baie goed. Dis hoe die storie loop. En toe rebelleer die mens en dinge breek. Tot die dood word deel van God se skepping. As God vir Adam vertel wat is nou die gevolg van die sonde, dan gebruik God die woordjie, dinge is nou vervloek. Okay, hier is die sleutel. As dinge vervloek was, en die goeie nuus is, God gaan deur Abraham se nageslag seën bring. Hoor jy wat is die goeie nuus? He's gonna reverse the curse. Ek het nou gedink dis oulik.
Kan jy hom hoor? Hier is die storie. God beloof, hy gaan deur Abraham se nageslag, gaan hy die curse reverse. Hy gaan dit verander. Die nuus is so groot, al die nasies is ingesluit. Kom mense, As Matteus die evangelie begin, is dit presies hoe hy begin. Die stamboom, geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid. Hoekom die seun van Dawid? Want God het vir Dawid gesê, een van jou seuns gaan vir altyd koning wees. Die Christus. En die seun van Abraham. Kan jy hoor wat sê die engel? Nou jy moet nou eers gou 'n bietjie saam met my gaan, want daar was 'n donker tyd in die storie. Daar was 'n tyd toe dit gelyk het of die belofte wat God vir Abraham gemaak het, nie gaan werk nie. God se public huis is vernietig. Die tempel. Jerusalem is vernietig. Israeliete word weggevoer as slawe. Wat gaan nou van daai belofte word? Niemand sing meer nie. As Jeremia oor daai tyd skryf, dan gebruik hy die woorde wat in die begin van Genesis staan. Die aarde was woes en leeg. Hy sê dis asof die hele skepping teruggaan na woes en leeg toe. Hoekom? Van die belofte wat God gemaak het vir Abraham, lyk of dit nou gone is. Daar's 'n verskil tussen 'n belofte en nuus. Alle kinders weet dit. Belowe en hier gebeur dit nou. Die evangelie was nog net 'n belofte by Abraham. Nou lyk dit of daai belofte gone is. En God stuur profete oor en oor en oor. Mense, kom nou, jy ken mos nou die geboorteverhale, né? Elke keer is daar een of ander profesie, né? God stuur profete om te sê, ek gaan doen wat ek beloof het. Vir my is die mooiste een in Jesaja. En hier kom ook die woordjie gospel voor. Hoe lieflik is op die berge die voete van hom, wat die goeie boodskap bring, wat vrede laat hoor, wat die goeie tyding bring, is presies die woorde van die engel, né? Goeie tyding, ek bring vir julle goeie tyding. Dis presies die Engelse woorde, wat verlossing uitroep, wat aan Sion sê, jou God is koning. Ek nooi jou uit om die storie te hoor. Jou God is koning. Hoor jou wagte, hulle verhef die stem, hulle jubel saam, want hulle sien vlak voor hulle oë, hoe die Here terugkeer na Sion. Breek uit, jubel almal saam, pynhope van Jerusalem, want die Here het sy volk getroos, Jerusalem verlos. Die Here het sy heilige arm ontbloot voor die oë van al die nasies, en al die eindes van die aarde sal sien die verlossing van ons God. Dis 'n groot belofte. Is almal by? Dis 'n groot belofte. En die storie agter die belofte, onthou nou in daai tyd was daar nie BBC en CNN nie. Jy het dit geweet, né? So as 'n koning in daai wêreld 'n oorwinning behaal het, hoe sou sy volk geweet het? Boodskappers. Hoe lieflik is die voete van die boodskappers. Wat kom sê die boodskapper? Die boodskapper hardloop oor die berge, elke keer as hy op die koppie kom, dan skree hy, evangelie, evangelie, die koning het gewen. En dan gaan hy weer, kom hy weer, evangelie, evangelie. En wat is die evangelie? Van watter koning praat hierdie boodskapper? Jou God is koning. Vriende, ek wil jou uitnooi om hier mooi te hoor. Wat het die engel daai aand gesê? As julle daar by die krib kom, wat sien julle? Keiser is nie Here nie. Roman Empire en enige empire van hierdie wêreld gaan nie die vrede bring wat hierdie wêreld regmaak nie. As jy onseker is oor dit, dan wil ek vir jou bid. Ons hoop is nie in die regerings van hierdie wêreld nie. Ons hoop is in die God wat beloof het, hy gaan reverse the curse. En daai God sê, hy gaan koning word. Dis wat die boodskappers gaan sê.
Jou God is koning. Wat het die engel gesê? As julle vanaand by daai krib kom, dan sien julle hoe die Here sy heilige arm ontbloot. Ons een dosent gesê het, hoe hy sy muscles wys. Kom mense, daar by 'n babietjie in 'n krib, is dit God wat na hierdie wêreld toe kom, en dit is hoe al 4 evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, die storie van Jesus vertel. Dis die goeie nuus van God wat sy koninkryk na ons wêreld toe bring. Dis hoe Jesus gebore word as 'n koning. Daardie engel het gesê. Die oomblik as Jesus begin met sy werk, kom ek lees dit net vinnig vir jou, want ek moet myself haas. Toe Jesus met sy werk begin, wat sê hy? Maar hy het vir hulle gesê, ek moet aan die ander stede ook die koninkryk van God, die evangelie van die koninkryk, wil jy dit gou saam met my lees? Die evangelie van die koninkryk van God verkondig, want hiervoor is ek gestuur. Die gestuur het nou afgesny, ek is jammer. Wat is Jesus se werk? Hy het net een job description. Hy bring God se koninkryk na die wêreld toe om dinge reg te maak. En dis goeie nuus. Hoe is hy doodgemaak? Kan julle onthou hoe is hy doodgemaak? As 'n koning. Kroon op die kop. Toe Jesus oor sy eie dood praat en die mense sukkel om te glo dat dit is wat met 'n koning kan gebeur, toe sê hy, glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus, die gesalfde koning, nie hierdie dinge lei om in sy heerlikheid in te gaan nie? Hoe het God die oorwinning behaal sodat die boodskappers nou kan gaan en sê it worked? Aan die kruis. Aan die kruis het God sy spiere gebult en hy het die boelies en die bose in hierdie wêreld oorwin. En hoe weet ons dit? Want toe Adam sonde doen, toe begin die dood heers. En toe Jesus sonde oorwin, toe staan hy op uit die dood. En dis hier waar ek en jy deel raak van die storie. Kom ons gaan gou terug na die herders toe. Die engel sê, hoe gaan julle hierdie goeie nuus kan glo? Hoe gaan julle weet dis die waarheid? Hoe gaan julle weet dat daai belofte wat God vir Abraham gemaak het, God gaan daai belofte nou waar maak? Hoe gaan julle weet dat keiser is nie die Here nie? Die Pax Romana gaan nooit vrede bring nie. God se vrede, sy koninkryk. Hoe gaan julle dit weet? Julle gaan 'n teken hê. Wat is die teken? Kan julle onthou wat was die teken? Okay, daar staan dit. Julle kom maar gesê het, dan het julle nou slim geklink. Dis die teken. Julle gaan 'n kind in 'n krib kry wat toegedraai is in doeke. Onthou wat gebeur het? Josef en Maria nie plek gehad. Luister, dit was toe nie Holiday Inn nie, hoor. Hoe die huise daai tyd gewerk het in Bethlehem, baie van hulle 2 verdiepings. Bo bly die mense, onder is die garage. Die garage is die plek vir die karre. Die karre van daai tyd is diere. So daar's 'n voerbak. En wat sê die engel? Wat sê die engel? Daar gaan een babietjie in Bethlehem wees wat in 'n voerbak lê. En dit gaan vir julle die teken wees. Hoekom moes hulle 'n teken hê? Vriende, hierdie is 'n baie belangrike vraag. Hoekom moes daar 'n teken wees vir die herders? Want die boodskap, die engel het net een keer die goeie nuus verkondig. Van daar af is dit mense. Dis hoe die evangelie werk. God kies mense om deel te neem aan die evangelie. Baie mense sê die herders was maar 'n uitgeworpe groep mense.
Mense wou nie graag met hulle meng of met hulle te doen hê nie. Een van die groot redes is hulle het vreeslik gestink. Genuine. Hulle bly in die veld. Hulle bad nie. Hulle werk met vee. Maar God het 'n manier om mense deel te maak van die evangelie wat mense miskien nie sou gekies het nie. En nou wat van my en jou? Wat is ons teken? Wat is jou teken? Wat is die teken wat God vir jou gegee het, sodat jy nou kan deelneem aan die evangelie? Want dis wat die evangelie is 'n spansport. Weer een keer 'n engel, net een keer. Net een keer 'n engel wat vir 'n vrou sê, hy het opgestaan. Van daar af, mense. Eers die ooggetuies. Jakobus, Jesus se halfbroer. Hy het nie eens in Jesus geglo nie. Hy word 'n leier in die kerk van Jerusalem. Hoekom? Want Jesus, toe hy uit die dood uit opstaan, het hy vir Jakobus gaan kuier. Dit moes nogal 'n interessante gesprek gewees het daai. Die ander apostels, een keer oor die 500 gelyk. En van daar af is dit mense wat vir ander mense vertel. Hoe weet ons? Mense, hier is die punchline. Hoe weet ons? Hoe weet ons dat God wat vir Abraham die evangelie beloof het daai belofte vervul? Hoe weet ons dit? Hoe weet ons dat die keiser en die koninkryke van hierdie wêreld nie vrede kan bring nie? Hoe weet ons dit? Hoe weet ons dat God 'n koninkryk gebring het om dinge reg te maak? Hoe weet ons dit? Want Jesus het uit die dood uit opgestaan. En as jy vanoggend hier sit en jy glo in Jesus wat uit die dood uit opgestaan het, beteken dit God het jou gekies. Hy het jou gekies en jy's nou deel van die evangelie. Is presies wat Jesus sê toe hy uit die dood uit opstaan. Is dit nie? Aan my is gegee alle gesag in die hemel en op die aarde. Julle gaan na die nasies toe. En kyk, ek is met julle. Johannes, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. En toe blaas hy op hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. As jy vanoggend hier sit en jy glo in Jesus, het God jou gekies om deel te wees van die grootste goeie nuus in hierdie wêreld. God se koninkryk wat na die wêreld toe kom. God wat begin om dinge reg te maak. En jy is deel van dit. Dis groot. Ek wil 3 dinge vir jou vra. Nommer 1, die herders het gaan ondersoek instel. Het jy agtergekom? Wel die wyse manne, dink aan hulle. Hulle het getravel. Ek wil jou vra, ondersoek die evangelie. Ondersoek dit. Jesus sê, soek eers die koninkryk van God. Al die ander dinge waarmee julle julleself so besig hou, gaan vir julle gegee word. Ondersoek. As Jesus nou die Here is, as hy God se koninkryk na ons wêreld toe gebring het, dis wat dit beteken dat hy in die hemel ingeneem is. Dis deel van die goeie nuus. Dis nie die slegte stukkie nie. Dis baie goeie nuus dat Jesus nou aan die regterhand van God sit. God het al sy gesag aan Jesus gedelegeer en gesê, run die show. Toe Jesus uit die dood uit opstaan en in die hemel ingaan, the world is under new management. It worked. Ondersoek
Dit het al die verskil in my lewe gemaak, maar dit het my lank gevat. Iemand moes my in dit inskop. Skok. Ek preek toe al vir 20 jaar lank, voor ek begin vra, wat is die evangelie? En ek moes gaan soek. En toe ek ontdek, dis die goeie nuus van 'n koning, wat God se koninkryk na die wêreld toe verstaan ek alles. Ek sê nie ek is slim nie, maar alles, ek verstaan alles. Dis hoekom ons hier is. Dis hoekom jy 'n job het en ek 'n ander job het. Ons het dieselfde roeping. Jesus het nie 'n geloof begin nie, hy het 'n koninkryk begin. En 'n koninkryk sluit alles in. Of dit politiek is, of dit ekonomie is, of jy besigheidsman, besigheidsvrou, of 'n onderwyser is, of jy werkloos is, of jy studeer, jy is ingesluit. Jy's deel van die goeie nuus. Maar jy gaan moet ondersoek. Ondersoek. Ek wil jou vra. En dan wil ek vir jou vra, begin deelneem. Waar begin jy? Wel, Jesus het gesê, bid. Hoe het hy ons leer bid? Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U wil geskied, soos in die hemel. Verstaan jy hoekom Jesus in die hemel is? Hy is nie weg nie. Hy het dan gesê, hy is met ons. Dis van waar hy nou die show ran. En ek en jy staan in sy diens. Ons kry ons paychecks op verskillende plekke, maar ons almal werk voltyds vir koning Jesus. Hoe is dit om nou jou werk te doen, nou dat jy weet daar's 'n nuwe baas? Dis baie prakties. Jy werk nou vir Jesus. Jy studeer vir Jesus. Jy staan in diens van koning Jesus. En die grootste goeie nuus in die geskiedenis van die wêreld. Ondersoek, begin deelneem deur te bid, vra die Here om jou te vul met sy gees. Dis wat hy sê, ek is met julle en toe blaas hy op hulle. Vul my met die gees, gee my U wysheid. Hoe kan ek deur my werk, deur my lewe aankondig, daar's 'n koning wat nou heers en hy's besig om dinge reg te maak op 'n heel ander manier. Op 'n heel ander manier. Het jy gehoor wat die engel sê? Eer aan God in die hoogste hemele, vrede op aarde in die mense, vir die mense in wie hy wel, daar was geen God in daai wêreld wat mense gelyk het nie. Jy sou nie gesê het, so lief is Jesus vir my nie. Julle weet, daar was baie gode in die Roman Empire, né? Jy sou nie gesê het, Mars is aan my kant, ek is nie bang nie. Gode was teen mense, hulle het mense gebruik. Mense het hulle gevrees. Hier's 'n ander God. Hier's 'n ander vrederyk, 'n ander koninkryk. 'n God wat sy muscles wys deur 'n mens te word en 'n baba te wees in 'n krib. Dis 'n ander tipe God, dis 'n ander tipe koninkryk. Vra die Here dat hy jou vul met sy gees. Hoe die profeet gesê, ek wens Christene kan dit hoor. Nie deur krag of geweld nie. Hierdie wêreld gaan nie vrede ken deur nog geweld nie. Nie deur krag of geweld nie, maar deur my gees, spreek die Here. En hier sit sy vennote met sy gees. Jy's ingesluit. Ons gaan Sondag verder oor dit kuier. Jy's ingesluit. En dan wil ek net dit sê, leer hierdie koning ken. Want vandat hy gebore is, was dit net anders. Hy's 'n ander tipe koning. Hy heers deur die krag van vergifnis en liefde. Hy maak nie mense siek en dood nie, hy maak mense gesond. Hy bring lewe. Dis 'n ander tipe koning, is 'n ander tipe God. Dis 'n ander tipe koninkryk. Hoe beter jy hierdie koning leer ken, hoe beter gaan jy hom kan verteenwoordig. Hoe beter gaan jy jou roeping, die doel van jou menswees kan uitleef. Want Hebreërs sê dit, Jesus Christus gister, daar in die evangelie, vandag, tot in ewigheid. Dieselfde. Jy het 4 boeke in jou Bybel,
wat vir jou vertel hoe dit is as Jesus die show oorneem. Lees dit. Bestudeer dit. Dat die Gees jou lei. Leer die koning ken, sodat jy hom kan verteenwoordig. En ek sê vir jou, jou lewe gaan sin maak. Die evangelie gaan nie net vir jou goeie nuus wees, dit gaan goeie nuus wees wat deur jou werk. En so word die aarde al hoe meer gevul met die goeie nuus van haar eintlike koning. Jesus Christus is die Here. Amen. Dis wat ons vandag vier. So kom ons gesels nou gou vir so 'n halfuur oor hoe vier ons fees. Daar. Dit moet jy self uitfigure. Maar dis wat ons vier. Ons vier goeie nuus vir die hele wêreld. Want Jesus is die Here. God het koning geword op aarde soos in die hemel. Sy naam is Jesus. Ons gaan onsself aan die koning gee, voor ons nou lekker gaan verder fees vier. Wel, ek hoop hierdie was ook vir jou lekker. Maar, voor ons nou gaan kuier en alles, ons gaan onsself aan die koning gee. Ons het 'n baie mooi Kerslied, Stille Nag, wat sing van hierdie koninkryk, hierdie lig, wat in ons duisternis kom skyn het. En nou kan jy opstaan. Soos die profeet sê, duisternis is oor die nasies, maar God se lig skyn oor jou. God se lig skyn oor jou. Hy het jou gekies, hy het jou deel gemaak. So sing Stille Nag om die Here te prys, en dan het ons nou 'n liedjie wat hier uit ons familie uitkom hierdie jaar, oor die koning, en die liedjie gaan oor verwondering. Miskien is dit nou vir jou moeilik om saam te sing, ek weet nie, het voel vir my of hy taamlik vinnig leer, maar gebruik dan ten minste net die woorde, om net vir die Here te sê, hier's ek en my hele wese, mag my lewe heenwys na die eintlike koning, na Jesus. Ek nooi jou uit om saam te staan.